Goeiemôre. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou nuwejaarsvoornemens hier waar ons al amper in Februarie is? Hoe gaan dit met jou geloofsvoornemens? As ek nou een ding hierdie laaste ruk gesien het en beleef het, in my eie lewe, maar ook saam met ander mense wat ek ken, is dit dat ons het geloof nodig om hierdie lewe waarin ons is te leef. In die eerste plek, om die challenges in ons lewe te hanteer, en dan in die tweede plek, om ons geloof, die beginsels van ons geloof, dit wat ons glo, uit te leef. Ons leef in 'n wêreld wat ons aanmoedig om te fake it till you make it. Jy weet, met ander woorde, om te maak of jy dit kan doen, totdat jy dit regtig kan doen. En ek dink nie dis slegte raad nie. Dit gaan daaroor dat mens jouself inleef in die lewe wat jy wil hê, en dit wat jy wil kan regkry, om dit te kan glo, om die selfvertroue jou te verbeel dat jy die selfvertroue het, totdat jy op die ou end van die dag dit kan doen, en jy op die ou end van die dag 'n kenner of 'n champion daarin is. Hulle het in die 1960s 'n interessante navorsing gedoen, waar hulle bevind het dat kinders beter doen in onderwysers se klasse, waar die onderwysers 'n hoë verwagting het van hulle. Dis asof hulle dan daardie verwagting wil uitleef, of hulle streef na daardie hoë verwagting toe. Aan die ander kant, mense wat hulle self as gelukkig beskou, lucky, is geneig om meer geleenthede raak te sien. Nou natuurlik kan dit gevaarlik wees, en ons het al gesien dat daar mense is met die imposter syndroom, of ons weet van mense wat regtig imposters is, soos Matthew Lani, wat homself as 'n dokter voorgedoen het op TikTok met 300,000 volgers, en waar hy selfs medikasie verkoop het. Maar ek dink oor die algemeen kan die beginsel van fake it till you make it jou help om in selfvertroue te loop, om op die ou end van die dag suksesvol te wees. Ek wonder oor geloof. Kan 'n mens jouself in geloof inleef? Kan 'n mens faith it till you make it? Nou, ek wil vandag uit twee perspektiewe na geloof kyk. Faith it till you make it. Die eerste ene kom uit vanuit 'n geloofsperspektief waar dinge moeilik gaan, en die tweede een gaan daaroor om eenvoudig jou geloof, jou beginsel van jou geloof uit te leef. Ons fokusteeks vandag is Hebreërs 11 vers 1. Ek gaan vir jou lees. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Nou, miskien sit jy vandag hier en daar is 'n klomp chaos in jou lewe. Dinge wat nie uitwerk nie. Miskien is daar goed wat jou bang maak, of miskien is jy net bang as jy rondom jou kyk en sien dat dinge in die wêreld de mekaar is. Want kyk, dinge is de mekaar in die wêreld. Miskien worstel jy met jou geloof, spesifiek oor hierdie goeters. Ek wil vandag vir jou sê, dis oukei. Ons almal sukkel een of ander tyd met geloof. En ek praat nou spesifiek oor geloof dat dinge in jou lewe gaan uitwerk. Miskien is jy regtig op hierdie stadium skepties of alles in jou lewe gaan uitwerk, of jy alles gaan kan handle. Miskien is jy besig om bietjie klein gelowig daaroor te wees. Of jy vandag kom herinner dat geloof is nie gelyk aan jou emosies nie. En dankie tog daarvoor. Want as geloof en jou emosies gelyk aan mekaar was, dan sou ons geloof wipplank gery het vir die eerste span. Geloof is nie gelyk aan emosies nie. Daai gevoel wat jy kry, daai vrees wat jy het, daai angs dat dinge nie gaan uitwerk nie, asof dit vir jou voel of jou keel toedruk, is nie die profetiese stem wat aankondig dat dinge nie gaan uitwerk nie. Vrees is net een van jou emosies. Dit is 'n belangrike emosie, maar dit is net 'n emosie. Dis nie die spieël op die waarheid nie. Dis nie 'n meter van God se karakter of van God se teenwoordigheid nie. Geloof op die ou end van die dag is 'n sekerheid in die onsigbare dinge. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons nog nie kan sien nie, maar waarop ons hoop. Geloof is nie die begin, of geloof begin nie by hoe dit nou met jou gaan nie. Geloof begin nie by die chaos nie. Geloof begin by die hoop wat ons kan sien, omdat ons hoop in Christus het. Geloof begin by dit wat ons droom. Dit wat ons in ons verbeelding
kan raak sien, want God roep ons om verbeeldingryk te wees, om 'n wêreld te kan sien wat ander mense nog nie kan sien nie. En daarom dink ek Faith It Till You Make It maak vir my so mooi sin, want dit sê vir ons moet geloof hê totdat die situasie lyk soos wat hy moet lyk. In Matteus 14 word die storie vertel van Jesus wat op die water, in die storm op die water loop. En dan sê Petrus, maar hy wil ook op die water loop en Jesus moet hom roep. En dan roep Jesus hom en dan loop hy op die water. Die vraag wat mens moet afvra is, hoekom doen Petrus dit? Hoekom besluit hy om uit die boot uit ek om op die water te loop? Want hy sien Jesus en hy het hoop in Jesus. En hy het hoop in die wêreld wat Jesus skep. En hy glo dat Jesus in daai oomblik by hom is. Dat Jesus wil hê hy moet op die water loop. So hy kyk nie vas in die storm nie, hy kyk vas in Jesus. Tussen hierdie wind en die groot branders. Maar dan begin hy sink. Nie omdat hy geloof verloor nie. Wel, hy verloor geloof, maar nie in Jesus nie. Hy verloor geloof in homself. Hy fokus nie meer op Jesus, hy fokus nie meer op die toekoms, op die hoop nie. Hy fokus op dit wat hier rondom hom aan die gang is. Hy fokus op dat dit nie meer goed gaan met hom nie, dat hy op hierdie stadium besig is om te sink, en hy vertel van waarskynlik 'n klomp dinge wat ons vir mekaar vertel van, ek is nie goed genoeg nie, God gaan nie so na my kyk nie. En dit skep al die chaos. Ons moet in geloof kan loop. Faith it till we make it. Ons moet kan kanse vat, ons moet kan vertrou, ons moet in geloof kan optree, nie oor dat alles nou perfek is nie, maar omdat ons hoop het, omdat ons glo dat God reeds alles vir ons gegee het, om hierdie storms in ons lewe te kan hanteer. Dat Jesus werklik vir my is, hoor jy dit? Dat Jesus vir jou is. En as ons dit kan doen, dan kan ons saam met Paulus sê, ek is tot alles in staat, deur hom wat vir my krag gee. Daar is 'n gesegde wat sê, sien is glo, en ons interpreteer dit baie kere negatief, maar ek wil vir jou sê, dis die waarheid. Sien is glo, maar nie noodwendig wat jy voor jou sien nie, wat jy in jou geestesoog, in jou hoop en in jou verbeelding sien. Dit is op die ouend van jou geloof. Nou dit bring my tweede punt van Faith It Till You Make It, en dit is, dat geloof nie net gaan oor die dinge wat met my gebeur nie, en hoe om in geloof te loop in die dinge wat met my gebeur nie, in die chaos nie, maar dit gaan ook oor, hoe leef ek die beginsels van my geloof uit? Nou, om dit reg te kry en om daai te antwoord, moet jy weet waarin is dit wat jy glo. Lyk maar as min dinge wat ons as Suid-Afrikaners so oor ons geloof laat praat, as juist die Amerikaanse politiek. En ek sien dit, ons praat oor wie's reg en wie's verkeerd, wie's nou eintlik Bybels en jy weet konservatief, en wie's woke en liberaal, en ons gee vir mekaar allerlei name. Ek wil weet, wat gebeur as Jesus die sentrum van ons geloofspraatjies is? En dit gaan nie oor ons politiek nie, of ekonomie nie, maar as dit Jesus is. As Jesus die maatstaf is van wat ons as Christene regtig glo. As sy woorde en sy dade werklik ons rigtinggewers is. Wat sal gebeur as ons regtig by Jesus gaan leer oor wat dit beteken om te lewe? En ons gee nie oor aan een of ander nasionalistiese idee van Christendom nie, of aan een of ander wat ook al nie. Hierdie goed is nie maklik nie, want om te lewe soos Jesus eis baie van ons. Jesus sê dit self, hy sê vir ons, om hom te volg, moet jy jou kruis opneem. Hy sê, daar is hoë vereistes, dit tap van jou. Om dit te doen, moet jy werklik kan faith it till you make it, want jy gaan nie altyd voel dat jy dit wil doen nie. Jy gaan nie altyd gemaklik wees met dit wat Jesus van jou vra nie. Want dit is nie maklik om jou naaste lief te hê nie. Dit is nie maklik om jou vyande lief te hê en vir hulle te bid nie. En diep in jou hart regtig vir hulle die beste toe te wens. Veral as jy nie van hulle hou nie. As jy 'n disipel van Jesus wil wees, moet jy dit wat hy ons kom leer het en wat hy vir ons kom verkondig het en vir ons kom wys het, moet jy dit leef. Jy het nie 'n keuse nie, dis wat dit beteken om in geloof te stap. Jy moet vir jouself die vraag afvra, waarin glo jy? En as jy sê dat jy in Jesus glo, dan moet jy soos hy leef. Dan help dit nie net jy sê dat jy glo Jesus het vir jou sondes gesterf nie. Want Jesus het nie net gekom om te sterf nie. So 'n groot deel, so 'n belangrike deel van wat hy gedoen het, maar Jesus het ook vir ons kom lewe, vir ons kom preek, hy het vir ons teologie kom gee, sodat ons
kan weet wat om te doen. Ek en jy word geroep om disippels van Jesus te wees, om hom te volg. So wanneer ek en jy moet evalueer of dit wat ons op Facebook sien, of op Instagram, of op TikTok, of dit reg is en of dit goed is, en of dit, of dit deel van ons geloof is. Wanneer ek en jy wil opstaan vir wat ons in glo, wanneer ons wil kies oor wie's reg en wie's verkeerd, wanneer ons politieke ouens en ons leiers wil evalueer, of dit Suid-Afrikaans is, of Amerikaans is, of Europees is, maak nie saak wat nie, dan moet ons Jesus as 'n voorbeeld gebruik. Dan moet ons onsself volgens Jesus belyn, want dit is wat dit beteken om werklike gelowiges te wees. Ons kan nie net eenvoudig saam met mense praat en agter mense aanloop, omdat dit wat hulle sê vir ons gemaklik in ons harte laat voel nie. Ons moet dit doen om agter Jesus aan te loop, al is dit partykeer ongemaklik. Mag jy werklik die wysheid en die moed hê om in die storms van die lewe werklik in geloof te loop. Mag jy dit regtig reg kry om te faith it till you make it. Maar mag jy ook die moed en die genade en die wysheid hê om hierdie lewe van jou, wat God vir jou gegee het, in sy wil te loop. Mag jy mooi na Jesus luister. Mag jy sy woorde nader trek. Mag jy gereeld na sy stem luister, sodat jy soos hy kan wees en kan lewe soos wat hy vir ons gesê het ons moet lewe. Mag jy werklik in geloof loop. Amen.